en ek gaan vir julle die verhaal van die 3 vere lees. Die 3 vere. Eenmaal lank gelede was daar 'n koning wat 3 seuns gehad het. Die 2 oudstes was slim en wakker en die derde een was so bietjie dom en hulle het hom Domkop genoem. Terwyl op pa wonder vir wie hy sy koninkryk moet nalaat, besluit hy om hulle te toets. Bring vir my die mooiste tapijt en die koning sal jy kraai tot einde van tyd. Om rusie te vermy oor watter broer in watter rigting gaan, tel hy 3 vere op, blaas op hulle en sê, volg hulle. Die eerste veer dryf na die ooste, die tweede na die weste en dis die rigtings waarin die 2 oudste seuns ook vertrek. Die derde veer fladder hoog op in land sommer naby. Die dom broer gaan hartseer langs die veer sit en wonder hoe op aarde hy 'n tapijt wat 'n koning waardig is daar gaan vind. Terwyl hy nog so sit, sien hy 'n valdeur in die grond. Nuuskierig maak hy dit oop, gaan met 'n paar trappies af en kry 'n deurtjie daaronder. Hy klop aan die deur en 'n eislike padda omring deur klein paddatjies maak dit oop. Wat kan ek vir jou doen? Vra die padda vriendelik. Ek soek die pragtigste tapijt in die hele wêreld, antwoord die jong man. Die padda krap in 'n kas en haal 'n pragtige geweefde tapijt uit. Hy gee dit vir die jong man wat vrolik terug aan kasteel toe. Intussen het sy broers, wat elkeen gereken het, hy gaan sekerlik wen, teruggekom met 2 growwe matte, gemaak van minderwaardige wol. In die lig van sy pragtige geskenk, verklaar die koning die jongste seun natuurlik die wenner. Maar die 2 oudste broers kla soveel dat op pa hulle nog 'n kans gee. Wie nou vir my bring die allermooiste ring, sal die septer swaai. Toe blaas die koning op die 3 vere wat weer na die ooste, die weste en tot by die valdeur fladder. Sonder versuim haas Domkop hom terug na die padda om hulp te vra. Die padda gee hom die mooiste ring wat ooit gemaak is. Intussen het sy broers, wat hom weer onderskat het, met 2 vuil geroeste ysterringe teruggekom. Toe Domkop inkom met die padda se pragtige geskenk in sy hand, verklaar die koning hom weer die beste van die 3. Maar die ouer broers wil nie tou opgooi nie en pleit dat by hul pa dat hy aan hulle nog een uitdaging moet stel. Om hulle sin te gee, sê hy met 'n sug. Koning sal eendag wees die seun met die fraaiste vrou op sy bruiloffees. Toe herhaal hy die ritueel met die 3 vere. Die Domkop gaan weer na die valdeur en klop aan die padda se voordeur. Toe die padda die jong man se jongste versoek verneem, wys hy hom 'n pampoen waarby 6 muise ingespan is en sê, kies een van my dogters en sit haar in die pampoen. Die jong man kies sommer vinnig een van die 6 paddatjies en lê haar neer in die pampoen, wat onmiddellik in 'n elegante koets verander. Voor die man vir verwonderde oë verander die muise in 6 pragtige wit perde en word die paddatjie 'n stralende prinses. Kyk net daai koets. Gelukkiger as ooit tevore klim Domkop saam met die prinses in die koets en ry haastig na die kasteel, gretig om met haar by sy pa te spog. Die meisie is beeldskoon in vergelyking met die 2 vaal diensmeisies wat sy broers op die lande gevind het, en so wen Domkop weer. Maar die 2 ander prinse teken so waar beswaar aan en eis dat daar een finale uitdaging gestel moet word. Die een wie se bruid deur 'n hoepel kan spring, wat uit die lug sal hang, gaan koning word. Die 2 het gereken hul meisies wat gewoond is aan harde werk, sal sterker en ratser wees as hul jongste broer se verloofde. Die koning stem toe in en beveel dat 'n groot ysterring van die plafon gehang moet word. Almal is verbaas toe die pragtige meisie, wat eens 'n padda was, grasieus deur die ring spring en die toets slaag, terwyl die 2 ander meisies lomp struikel en miserabel neerslaan. Daarna redeneer niemand meer oor die koning se besluit nie. Domkop word ook koning, hy trou met die padda prinses en saam regeer
hulle in alle wysheid lank en gelukkig. Wat leer dit ons mooietjies? Mens moet nooit iemand onderskat nie, né? En is nie mooi om vir iemand te sê hulle is 'n domkop nie, want hulle doen partymal dinge weer beter as wat ons doen. Lekker dag, tata! Hallo almal, ons het baie goeie nuus. Giving Children Wings is uiteindelik weer terug. Alles in plek. Dan niks lek. Maak toe jou piep. Ons bied 1 tot 1 sessies. Lekker leeslessies. Ons help jou ook met 'n som. Goeie nie meer dop. Moet mamma en pappa gaan werk. En voel jy op jou eie nie so sterk? En kom gerus na ons toe. En ons neem jou onder ons vlerk. Het jy te veel gerus? En oefening gemis? Ons doen ook oefeninge om ons oogies en ons oortjies sterk te hou. Werk ook aan jou lyfie. En dan voel jy nooit weer styfie. Is daar nie 'n sentrum naby jou nie? Ons kan maklik met jou Zoom. Besoek gerus ons webblad en onthou ons storietyd om 12:00 elke dag op Giving Children Wings se YouTube kanaal. So that's not all. Give us a call because Giving Children Wings offers all these services in English as well.